Loop jy dalk 'n pad waar jy op die oomblik so verward en mekaar is en niks maak vir jou sin nie? Ek lees graag vir jou uit Lukas 24 vers 15 tot 16. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, het Jesus self nader gekom en saam met hulle geloop, maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken het nie. Twee disippels stap huis toe. Die pad na Emmaus is lank, omtrent 12 km vanaf Jerusalem, en elke tree dra die gewig van teleurstelling. Hulle was pelgrims wat die Pasga na Jerusalem gegaan het, die fees wat Israel herinner het aan verlossing. Dit moes 'n tyd van hoop wees, maar hierdie keer het hulle nie bevryding gesien nie. Hulle het 'n kruis gesien, nie 'n oorwinnende Messias wat Israel van die Romeinse onderdrukking bevry het nie, maar 'n graf. Met swaar harte stap hulle weg van die stad, waar hulle hoop begrawe lê. Hulle praat aanhoudend en probeer sin maak van alles. Die kruisiging, die leë graf, die vroue se getuienis van die engele, gerugte dat Jesus leef. Hulle staan vas tussen geloof en verwarring. Hulle weet iets het gebeur, maar hulle kan dit nie verstaan nie. Juist daar, op 'n pad vol vrae, sluit 'n vreemdeling by hulle aan. Dit is Jesus self, die verheerse Here. Maar hulle herken hom nie. Hy kon homself onmiddellik openbaar het. Hy kon een woord spreek en alle twyfel beëindig. Tog kies hy om hulle nie eers die sig te gee nie, maar die skrif. Stap vir stap begin hy om by Moses en die profete te wys dat die Messias moes ly. Dat die kruis nie 'n tragedie was nie, maar die vervulling van die Here se plan. Want hy is die lam wat reeds voor die grondlegging van die wêreld bestem was. Die probleem was nie dat hulle nie die skrifte geken het nie. Hulle het dit deur hulle eie verwagtinge gelees. Hulle het heerlikheid verwag sonder lyding. Daarom was hulle oë toe. Al was die waarheid reg voor hulle. Terwyl Jesus praat, verander iets diep binne in hulle. Hulle kom stadig tot begrip en hulle harte begin brand. Wanneer hulle Emmaus bereik, lyk dit asof Jesus wil verder stap. Hulle nooi hom uit om by hulle te bly. In 'n eenvoudige uitnodiging is daar die keerpunt. Aan tafel neem Jesus die brood en spreek die seën uit en hy breek dit vir hulle. En skielik gaan hulle oë oop. Die vreemdeling is hulle verlosser. Dit is Jesus, die een wat hulle gedink het wat hulle verloor het, wat die hele pad saam met hulle gestap het. En net toe hulle hom herken, verdwyn hy uit hulle sig. Want nou het hulle nie meer sig nodig nie. Die skrif het lewe gekry, geloof het wakker geword. Die drowige reisigers staan onmiddellik op en keer terug na Jerusalem toe. Die pad van moedeloosheid word 'n pad van getuienis. Hulle kan nie stil bly nie, want die Here leef. Hierdie pragtige verhaal van die Emmausgangers herinner ons dat Jesus ook dikwels ons ontmoet op ons verwarde paaie. Hy openbaar homself nie altyd deur skielike wondertekens nie, maar deur die oopmaak van die skrif en deur die teenwoordigheid die reg langs ons. Baie keer besef ons nie eers nie. Eers later, as ons terugkyk, besef ons dat hy altyd daar was.